Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 26ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: regse organisasies word deur die staat gemonitor. Nuushooftrekke vir vandag: kanse vir nog brande is groot, mense moet versigtig wees. Regse organisasies word deur die staat gemonitor, volgens die minister. Robbie Williams onttroon die Beatles. Man gevang met bokke wat nie gemerk is wat in sy bakkie was. Lando Norris het meer selfvertroue vir die nuwe seisoen. Sunrisers Eastern Cape wen die SA20 toernooi in die finaal. Alle moontlike bedreigings vir Suid-Afrika se nasionale veiligheid, insluitend die wat deur regsorganisasies ingehou word voortdurend deur die regering gemonitor, so sê Kambutso Ntshavheni, minister in die presidentskap. Ntshavheni voer aan dat die regering deur relevante veiligheids- en intelligensiedienste voortdurend alle moontlike bedreigings vir nasionale veiligheid, insluitend die wat deur enige vorm van ekstremistiese of rasgemotiveerde groepe ingehou word, monitor. Die wetlike en veiligheidsraamwerk van ons land maak voorsiening vir hierdie ondersoeke, ontwrigting en vervolging van enige individu of organisasie wat betrokke is by aktiwiteite wat die grondwetlike orde, nasionale veiligheid of maatskaplike samehorigheid bedreig. Dit sluit maatreëls in kragtens die wet op beskerming vir grondelike demokrasie teen die terroriste en verwante aktiwiteite, die gelykheidswet en ander relevante wetgewing. Volgens Ntshavheni bly die regering verbind tot die bevordering van nasionale eenheid, nie rassigheid en die veiligheid van almal wat in Suid-Afrika woon. Die polisie moet sy pogings aansienlik verskerp om die vlagskietvoorvalle, moorde en geweldsmisdade wat hierdie land tuister te stop, soos die president Cyril Ramaphosa. Op 'n vraag of hy vertroue het dat die wetstoepassingsagentskappe opgewasse is teen die toename in skietvoorvalle en moorde, soos onlangs by die Landdroshof in Booysens, Johannesburg, sowel as in Atteridgeville, Pretoria en naby 'n skool in die Oos-Kaap, het Ramaphosa erken dat geweld en misdaad al 'n geruime tyd 'n groot probleem is. Ons het egter 'n vuurwapenprobleem in ons land, het hy gesê. Baie mense dra vuurwapens en baie daarvan is ongelisensieerd. Dit en natuurlik ook mense met misdadige voornemens is die eintlike wortel van hierdie probleem. Op 'n vraag of die weermag ontplooi kan word om veral bende geweld hok te slaan, het Ramaphosa gesê die weermag moet ontplooi word. Op 'n vraag of hy vertroue het dat die ANC goed sal vaar in die munisipale verkiesings later vanjaar, het Ramaphosa gesê: "O ja, geen twyfel daaroor nie, ons gaan skoonskip maak." Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor toestande wat uiters bevorderlik is vir die ontstaan van veldbrande vandag in die Sentraal Karoo, noordelike dele van die Weskus en die Drakensberg munisipaliteit. In die Oos-Kaap is 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik oor skadelike winde en duinings van die namiddag af tussen Mazeppa Bay en Port Edward. Vandag word bewolkte tot gedeeltelik bewolkte weer gedurende die oggend in die Wes-Kaap verwag, met sonnige weer teen die middag in die grootste deel van hierdie provinsie. In Beaufort Wes is daar 'n 30% kans op reën en donderweer teen die middag. Die suidweste wind kan 'n spoed van 40 km/h in Vredendal bereik en 'n westewind van 40 km/h in Lensburg. Politieke inmenging en die tenderstelsel is die hoofoorsake van die meeste probleme waarmee sukkel munisipaliteite landwyd te kampe het, so sê president Cyril Ramaphosa. Hy het Saterdag op 'n vraag van joernaliste oor hy vertroue het dat die ANC goed sal vaar in die komende munisipale verkiesing gesê hy het geen twyfel daaraan nie. Ons gaan daarvan fyn goed maak. In sy politieke oorsig het Ramaphosa verder gesê dat daar opeenvolgende verslae van die ouditeur-generaal en ander instellings bevind het dat baie van die probleme op munisipale vlak toegeskryf kan word aan politieke inmenging en die wyse waarop tenderstelsel werk. Hy meen munisipale bestuur moet oor die algemeen bekwam en eties wees. Ramaphosa benadruk die ANC sal moet verseker dat die beste kandidaate met die nodige vaardighede en van die hoogste integriteit namens die party aan die munisipale verkiesings deelneem. Alle kandidaate sal verpligte politieke opleiding moet ondergaan, insluitend die voltooiing van die verpligte etiek kursusse. Die popsuperster Robbie Williams het die Beatles verbygesteek as die kunstenaar met die meeste nommer 1 albums in die geskiedenis van die Britse trefferslyste. Die nuus volg 'n week nadat Williams sy album Britpop uitgereik het, wat nou amptelik sy 16de nommer 1 album in Brittanje is.
Sedert Williams op nou 51 jaar oud is, sy loopbaan as solo kunstenaar in 1997 begin het met sy debuutalbum Life Through a Lens, het hy na beraming meer as 20 miljoen albums in Brittanje alleen verkoop. Die Beatles is nou in die nommer 2 plek op die Britse nommer 1 albumlys met 15, gevolg deur die Rolling Stones en Taylor Swift wat gelyk met 14 elk is. Elvis Presley is in die 13de plek. Die staat het vry regiesaak in verband met die dood van Sipho Samuel, Haashe, Kavuhile, Godolose en Swahili champion Galela, ook bekend as die Pepco 3, by die Hooggeregshof in Gqeberha ingedien, so sê die nasionale vervolgingsgesag. Pepco was deel van die United Democratic Front. Haashe, Godolose en Galela het op 8 Mei 1985 verdwyn, nadat hulle huise verlaat het om 'n oënskynlike skenker by die Hendrik Verwoerd lughawe, nou die hoofman David Stuurman lughawe, in die baai te ontmoet. Hulle is nooit weer lewend gesien nie. Amnestie is later deur nog 10 lede van die veiligheidstak versoek. Slegs 2 is amnestie toegestaan vir samenswering om 'n moord te pleeg, ontvoering en aanranding. Albei is sedertdien oorlede. Volgens die NVG is daarom noodsaaklik dat die relevante feite en getuienis behoorlik voor die hof gebring word, sodat die regter in 'n saak in staat sal wees om 'n gepaste bevinding te kan maak. 'n Man van Noordwes verskyn vandag in die Landdroshof in Bafokeng weens die beweerde besit van gesteelde boerbokke. 'n Klag van veediefstal staar die 39-jarige man in die gesig nadat die polisie in Phokeng naby Rustenburg op donderdag omstreeks 00:30 betrap het met 'n bakkie vol boerbokke. Polisie het bevestig dat dit nie duidelik is waarvandaan die diere gekom het nie, aangesien geen van die 26 bokke wat agter in die verdagte se Ford Ranger gevind is, gemerk was nie. Die man is sedert sy arrestasie in polisie-aanhouding en sal vandag in die plaaslike Landdroshof verskyn. Kankerpasiënte van die Namakwa-land hoef nie meer uitmergende reise na Kimberley of Bloemfontein neem nie teen enorme koste aan te pak nie, want 'n nuwe en eerste onkologie sentrum is in Springbok oopgemaak. Tot onlangs toe moes pasiënte gereeld na Kimberley of Bloemfontein reis, wat groot finansiële en emosionele druk op hulle geplaas het. Die NCM meen egter die volgende infrastrukture ontwikkeling, die aktiewe werwing van gesondheidswerkers en samewerking met instellings soos Universiteit van Stellenbosch se Tygerberg Mediese Kampus het Namakwa-land die potensiaal om 'n unieke volhoubare model vir gesondheidsorg in die provinsie te kan vestig. Werkgewers wat hulle werkers se pensioenbydraes van hulle salarisse aftrek, maar nooit aan die betrokke aftreefondse oorbetaal nie, kan nou uit 2 oorde vasgevat word. Duisende werkers moes die afgelope jare, nadat die nuwe tweepotbedeling in die pensioenfondsbedryf in werking getree is, het tot hulle skok uitgevind, hulle werkgewers het nooit hulle pensioenfondsbydraes oorbetaal nie. Hierdie wetsartikel wat nou weer op werkgewers van toepassing is, bepaal streng spertye vir die oorbedrag wat 'n werkgewer aan 'n voordelefonds namens 'n werkgewer maak, wat nie van die persoon se vergoeding afgetrek word nie, moet ook binne 7 dae oorbetaal word. Kragtens die pensioenfondswet is onbetaalde pensioene 'n misdaad word vir die straf tot 10 miljoen rand of tronkstraf van tot 10 jaar kan beloop of albei. Lando Norris, die McLaren jaar, gaan die nuwe seisoen met meer selfvertroue en ywer vir die tweede kroon aanpak. Die 26-jarige Brit gaan op 8 Maart vir die eerste keer in die Australiese Grand Prix in Melbourne met die nommer 1 op sy motor jaag. Norris het verlede seisoen 7 wedrenne gewen, 1 minder as die 4-malige kampioen Max Verstappen van Red Bull, wat hy met 2 punte gewen het. Norris het halfpad deur die seisoen toe sy pyl verbeter het, terwyl Oscar Piastri sy spanmaat gesukkel het, op 'n punt gekom waar hy gevoel het hy het alles wat hy nodig het en was vol vertroue in sy vermoë om te kan wen. Norris sal volgende week weer in sy renmotor wees wanneer die span 'n private toetse in Barcelona sal voltooi, voordat hulle in Februarie vir meer toetssessies na Bahrein sal reis. Hulle het die tuisspan met 19-17 uitoorlê nadat hulle teen rustyd 'n agterstand van 15-17 gehad het. Afgesien daarvan dat Edinburgh sover wie in hierdie seisoen onoorwonne was in die Hive Stadion, moes die Bulle ook die ysige en winderige Skotse weer te bowe gekom het. Die Bulle se afronding is steeds nie na wense nie, het die afrigter Ackerman gesê. Die Bok-losvoorspelers Elrich Lou en Kobus Biese behoort ook vir die jeugsigheid derby beskikbaar te wees. Lou het in die eerste week op die toer 'n boutspier beseer en is toe huis toe gestuur. Die nederlaag van 6 paaltjies beteken ook die einde van die pad van Suid-Afrika se onder 19s, wat na dese nie meer die halfeindstryd kan haal nie. Australië het die teiken gemaklik behaal met 32,5 boubeurte met sy telling op 122-4. Al 5 bowlers wat Australië ingespan het 'n goeie dag beleef. Die aanvangsbowler Charles Lachman
het 3 vir 29 geneem, was die voorste Paultjie Vraat. Basonne 3 vir 41 het vroeg toegeslaan toe hy van Will Malachuk op 4 ontslaag geraak het en in die derde bilbeurt met die telling op 7 vir 1. Majola 1 vir 23 het ook goed vertoon in sy toegelate 10 bilbeurte. Leonard 10, die 25ste gekeerde van Amerika, het net soos in verlede jaar sy toernooi weer vir Daniel Medvedev in die Australiese Ope uitgeskakel. Jong Amerikaner, wat aan 29ste op die ranglys is, het gister in slegs 'n uur en 39 minute gewen. Hy speel nou teen die derde gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, wat verlede jaar vir die eerste keer 'n finalis in Melbourne was. Zverev het die Argentyn Francisco Cerundolo met 6-2, 6-2 en 6-4 gewen het om die 5de keer die kwart eindronde in Melbourne te behaal. Die eerste gekeerde Carlos Alcaraz van Spanje het vir die derde jaar agtereenvolgens die kwart eindronde gehaal, toe Amerika se nommer 19 gekeerde Tommy Paul met 7-6, 6-4 en 6-5 gewen het. Na de Manor se sege met 6-4, 6-1 en 6-1 oor die 10de gekeerde Alexander Bublik van Kazakhstan is 8 van die voorste 10 gekeerde mans nog steeds staande. Novak Djokovic het gister gehoor, hy het sy by verstek na die kwart eindronde deurgedring, nadat die 16de gekeerde Tsjech Jakub Mensik omweens sy buikbesering moes onttrek het. Die twee sou vandag in die 4de ronde slags gewees het. Suid-Afrika se John Botma het Rafael Savelli van Australië geklop en sodoende die tweede ronde van die seuns enkelspel gehaal. Hy speel volgende teen die 5de gekeerde Jamie McKenzie van Duitsland. Die kans bestaan dat Suid-Afrika en Indië finaliste met die vorige toernooi 'n opwarmingswedstryd voor die T20 Wêreldbeker toernooi in Indië gaan speel. Die Proteas vertrek na hulle T20 reeks teen die Wes-Indiese eilande op 1 Februarie na Indië. Die opwarmingswedstryd teen die Proteas, die span se enigste opwarmingswedstryd, kan volgens berigte op 4 Februarie in Mumbai gespeel word. Indië begin sy veldtog op 7 Februarie in Mumbai teen Amerika. Pakistan, Nederland en Namibië is ook in Indië se groep. Suid-Afrika se eerste wedstryd is op 9 Februarie teen Kanada in Ahmedabad, Afghanistan. Nieu-Seeland en die Verenigde Arabiese Emirate is ook in die Suid-Afrikaanse groep. Aryna Sabalenka, die wêreld se voorste vroue tennisspeler, is gretig om die gemengde dubbelspel saam met Novak Djokovic te speel, maar het gister gesê sy wag nog vir die serveer om te sê dat sy droommaat is. Die 27-jarige Sabalenka is gevra of sy weer saam met Djokovic sal speel. Sabalenka en Djokovic, wat met 24 Grand Slam titels agter sy naam spoor, sy vriendskap het verlede jaar aan die kolle gekom toe hulle saam geoefen het. Sy het tevore gesê dat Djokovic 'n raad gegee het wat haar op en van die baan gehelp het. Sy het bomkers opgesteek nadat sy verlede jaar in 2 eindstryde vasgeval het. Nie eens 'n 100-tal deur die Pretoria Capitals se Dewald Brewers was genoeg om die Oos-Kaapse span se dag te bederf nie. Die Sunrisers, wat teenstanders ingestuur het om eerste te kolf, het met 6 paadjies geseëvier nadat hulle die Capitals se telling van 158 vir 7 met 4 balle oor suksesvol nagejaag het. Jansen 3 vir 10 het boonop 2 paadjies in die 19de beurt geneem sonder om enkel loopie af te staan. Brewers het 101 aangeteken van 56 balle wat insluit 8 vure en 6 groot sesse. En Bryce Persons het 30 aangeteken van 30 balle wat insluit 2 vure en 1 6 het egter skadebeheer gedoen en 'n nuwe Suid-Afrikaanse 20 rekord vir 'n vennootskap om die derde paaltjie opgestel met hulle 97 lopies van net 66 balle. Shane Rutherford het 17 aangeteken, het hom by Brewers aangesluit, toe Richard Williams 1 vir 26 de Kok op 18 sy nommer gehad het. Met die laaste aflewering van hierdie 6de beurt was die Capitals se stert in die lug gewees. Die naweek se VRK uitslaa lyk as volg. Cardiff Rugby het 17 aangeteken teen Benetton se 8 punte. Zeebrey het 21 opgestapel teen Glasgow Warriors se 26 punte. Connacht 23 en Leinster 34. Die Stormers het 19 en die Sharks 30 punte. Die Scarlets het 27 aangeteken teen Ulster se 22. Edinburgh het 17 en die Bulls 19 punte. Munster het 22 en die Dragons 20. Ospreys het 24 en die Leeu's ook 24 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die Weerberg vir die streek lyk so: Messina 2032, Polokwane 1530, Lephalale 1934, Mbombela 1830, Maikeng 1934, Pretoria 1934, Johannesburg 1933, Ermelo 1433,
Galagadi 24:40, Gaborone 21:35, Richards Bay 22:37, Pietermaritzburg 18:39, Durban 21:33, Port St. Johns 23:35, Pongola 22:33, Maputo 22:32, Bethlehem 14:35, Bloemfontein 17:37, Allewal Noord 19:38, Welkom 21:37, Vryburg 20:36, Kimberley 23:39, Appington 26:41, Prieska 22:40, Springbok 16:32, Karasburg 21:37, Keetmanshoop 25:39, Mariental 25:38, Alexanderbaai 16:26, Brandvlei 20:36, Loederitsbaai 16:31, Vredendal 16:31, Kaapstad 17:27, Sutherland 17:29, George 16:28, Jeffreys Bay 18:28, Geberra 19:32, Grafreinet 15:37, Kapogelas 15:27, De Aar 21:37, Molteno 15:34, Beaufort Wes 18:37, Oos-London 20:38 in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.11 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.16, die euro verhandel teen R19.10, 'n pond kos R22, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,741, palladium per fyn ons is $2,028, silwer per fyn ons is $103.30 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,988, Brent olie per vat is $65.89 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.